Goeienaand familie, vanaand begin ons met 'n 21 dae vas, waar ons 'n Daniel vas doen, en vas in Hebreëus is die woordjie tsoem, wat beteken to sustain from food. Ons leer in die boek van Daniel oor hierdie Bybelse grondslag van 'n Daniel vas, waar jy groente en vrugte eet. Ja, in Daniel 10 vas Daniel vir 21 dae om begrip en leiding en wysheid by Abba Vader te kry. Presies hoekom ons ook vas vir 21 dae, vir begrip, wysheid en leiding. Die hoofdoel van hierdie vas is om 'n meer intieme verhouding met Abba Vader te soek, terwyl ons monde sluit vir sekere kossoorte waaraan ons al so gewoond is. Dit is 'n tydperk waar ons fokus op Papa God rig en nie op die vleeslike dinge van hierdie wêreld nie. Met ander woorde, ons is spesifiek oor die inname van sekere kosse vir 21 dae. Papa God sê in Jeremia 33 vers 3, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Julle, dis Abba Vader, die skepper van hemel en aarde, wat ons uitnooi en sê, roep my aan. Ja, die Daniel vas behels 'n geestelike toewyding aan Abba Vader, en soos wat jy hom nader hy ons. Daarom is jou vas, jou soeke na Papa God, 'n verklaring van jou geloof en vertroue in Abba Vader om sekere areas van jou lewe aan te raak. Vas stel Abba Vader se bonatuurlike krag vry, en dit is hoekom ons dit doen. En dit is wat Yeshua ons leer om te doen, om te bid en te vas wanneer daar teestand is en die vyand wil alles in sy vermoë doen om ook verdeeldheid, moedeloosheid, nederlaag, depressie en twyfel onder ons as Abba Vader se verbondskinders te saai. En daarom is die verenigde gebed en vas nog altyd deur Abba Vader gebruik om 'n beslissende slag vir die vyand toe te dien. So hoekom vas ons saam? Vas herstel of skep 'n honger en 'n sensitiwiteit vir Abba Vader. Vas gaan daaroor om 'n honger vir Papa God te ontwikkel. In Daniel 10 sien ons byvoorbeeld hoe Daniel Abba Vader genader het. Ons sien ook hoe in Handelinge, hoe Cornelius in Handelinge 10, hoe Cornelius gevas het vir meer en meer van Abba Vader en sy waarheid, en hoe Abba Vader hom raak gesien het. Ja, in Handelinge 10 vers 4 verskyn 'n engel van Abba Vader aan hom en sê vir Cornelius, jou gebede en jou almoses het voor God in gedagtenis gekom. Jy sien, dit is presies waarvoor Abba Vader ons roep. Ons kan hom nader. In Deuteronomium 8 vers 3 sien ons dat Papa God toegelaat het dat die kinders van Israel fisiese honger ervaar het om 'n geestelike honger na sy woord te kweek. En dis waarna Yeshua ook verwys in Matteus 4 vers 4, toe Yeshua sê, daar is geskrywe, die mense sal nie van brood alleen lewe nie, maar elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En dis waarna ons smag. Vas is ook selfverootmoediging. Selfverootmoediging help om 'n houding van nederigheid te ontwikkel. En hoekom is nederigheid belangrik? In die woord word nederigheid beskou as 'n sleutel tot geestelike groei. Yeshua het self die voorbeeld gegee in Matteus 11 vers 29, waar hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Wanneer ons eie belange en trots neerlê, leer ons om Abba Vader se leiding te volg en ons afhanklikheid van hom te erken. So selfverontmoediging help om die eie ek mentaliteit neer te lê, te verminder, en ander se belange en die wil van Abba Vader bo ons eie belange te stel, om hom te prioritiseer. Ja, in 1 Petrus 5 vers 6 staan, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Met ander woorde, selfverootmoediging is nodig om geestelike groei te bevorder. En dit help om die help om begeertes van die vlees te oorwin en 'n dieper intimiteitsverhouding met Abba Vader te soek. Paulus sê in Galasiërs 5 vers 24, die wat aan Yeshua behoort, het die vlees met sy passie en begeertes gekruisig. So selfverootmoediging is deel van die proses om vleeslike natuur te oorwin en meer te verander in die beeld van Yeshua.
Filippense 2 vers 3 tot 4 sê, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Yeshua was. Vas help ons om die fisiese vir die geestelike te verruil. Deur te vas kies jy om op te gee wat jy wil hê vir wat jy nodig het. En so baie keer gee ons die geestelike op vir die fisiese, in plaas daarvan om die fisiese prys te gee vir die geestelike. En wanneer jy die fisiese prys gee, sal jy iets beters kry, Abba Vader se geestelike seën. Vas is 'n sielontgifting. Ja, vas stel ons ongesonde verhouding met kos bloot en help ons om giftige emosies te konfronteer en te hanteer. So dikwels troos ons negatiewe emosies en ons troos onsself en ons negatiewe emosies deur te eet. En wanneer ons vas, word ons gedwing om hierdie giftige emosies te hanteer deur ons emosies na Abba Vader toe te bring, in plaas daarvan om ons valslik te troos met kos. So vas leer jou om jou gevoelens met Abba Vader te deel, in plaas om na die yskas of na die koskas toe te hardloop. Vas is om gekruisigde lewe te omhels. In Romeine 12 vers 1 word ons aangemoedig om ons liggame as lewende offers te bring. En vas dien as 'n praktyk om ons te help om 'n lewe van opoffering te lei, wat ons help om ons aardse begeertes te laat vaar om meer op Abba Vader te fokus. So julle, hierdie tydperk van vas vir 21 dae is 'n doelbewuste daad van selfverloning, om jou fokus te rig op Abba Vader en met hom te kommunikeer en 'n diepe verhouding met hom te soek, om te vra, Vader, is ek op U weë? Dis 'n soeke na Abba Vader se wil, as ook die verdieping van ons verhouding en intimiteit met Abba Vader. Die doel van die vas is om saam as liggaam van Yeshua te sê, soos Moses, Abba Vader, ons wil die glorie sien. Om saam te soek na Abba Vader se leiding, wysheid en begrip. Om saam te bid elke dag 9 uur en 3 uur op Zoom vir deurbrake, genesing en ander geestelike behoeftes. Om saam te bid vir bekering en reiniging, om saam te soek na die koninkryk van God. Yeshua sê soek, en ons weet daar, dis 'n soek eers die koninkryk, beteken om ernstig te begeer, om met jou hele hart na te streef, om die dinge van Abba Vader se koninkryk voor in jou lewe te stel, eerste prioriteit in jou lewe te maak. Dis 'n soek aktief, en dis om te kyk of ons op koers is, ons lewe, of ons in lyn is met Abba Vader se weë, na sy bestemming wat hy vir ons het. So daarom gaan ons saam vas vir 21 dae. Ons gaan 'n intieme soeke na 'n nouer verhouding met Papa God. Hierdie vas doen vir 21 dae wat 'n selfdissipline is vir 'n noue verhouding. Dis om vir Abba Vader te vra vir hierdie tydperk om ons los te maak van wêreldse begeertes, die begeerlikheid van die oog en die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe. Dit is om ons te bevry van fisiese drange en om geestelike honger in ons te kweek na Abba Vader se woord, om meer gefokus te wees op sy stem en bewus te wees en ingestel te wees op ons Skepper. Super sensitief vir hom. So ons gaan die 21 dae Daniel vas beoefen deur vir 21 dae te vas. Sekere kossoorte, vrugte en groente, deur vir 21 dae elke dag koöperatief saam te bid, by mekaar te kom 9 uur en 3 uur op Zoom, om ook sekere belangrike tyd te spandeer in aanbidding, en dit gaan ons ook doen, en ons gaan Papa God nader. Julle, baie mense het opinies oor hierdie vas, maar die Daniel vas is 'n Bybels geïnspireerde geestelike vas, gefokus op 'n plantgebaseerde voedsel met 'n geestelike doel van gebed, soeke na Abba Vader se wil en vir geestelike vernuwing en intimiteit met Abba Vader. Mag Abba Vader ons kom transformeer, soos wat ons soek na meer en meer vir hom. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, Papa God, ons begin hierdie 21 dae vas met 'n erge en 'n diepe soeke na meer en meer van U, Abba, in my lewe. Vader, my hart brand vir U, en soos Yeshua sê, soek alleeers die koninkryk van God. So kom soek ons kom smeek, ons smag na U. Ons roep U aan, soos wat U sê in Jeremia 33 vers 3. Ons roep U aan vir begrip, vir wysheid, vir leiding.
Ons beroep U aan, Vader, dat U ons sal kom aanraak met U pottebakkerhande. Vader, ons smag na meer, ons smag na elke woord van U, in plaas van na kos. Ons sluit ons monde vir sekere kossoorte, ons sê, Abba, ons smag na tyd in aanbidding, tyd in gebed, tyd in afsondering. Ons nader U vir U leiding. Vader, ek bid dat U ons sal lei. U is ons goeie herder en ons smag na U. Ons roep U aan, Abba Vader. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom.